Kyk, ons almal worry oor ons brein se gesondheid soos ons ouer word, né? Maar sê nou ek sê vir jou, een van die grootste bedreigings vir hoe ons dink, lê op 'n plek waar jy dit glad nie sou verwag nie. Die vraag spook by baie van ons en ons gedagtes spring dadelik na siektes soos Alzheimer's. Maar wat is die navorsing vir ons wys daar's 'n ander oorsaak, dalk een waarin ons iets kan doen? Ja, jy het reg gehoor. Die antwoord lê dalk nie in die brein self nie, maar in die hoofvee, die pype wat die bloed soontoe moet vat. Reg, kom ons spring weg hiermee. Om hierdie hele verband te snap, moet ons eers een ding verstaan: nie alle kognitiewe probleme is dieselfde nie. Hierdie spesifieke toestand noem ons vaskulêre kognitiewe verswakking en is anders as die tipe demensie wat ons gewoonlik aan geheueverlies koppel. Die een, VKV, gaan meer oor jou vermoë om te beplan en die spoed waarteen jou brein inligting verwerk. Dink daaraan so, dis die verskil tussen vergeet waar jou sleutels is en om te sukkel met die stappe om 'n hele ete te beplan. Dis daai uitvoerende funksies wat die eerste hou kry. En maak geen fout nie, hierdie is nie een of ander rare toestand nie. Ons praat van rofweg 1 uit elke 5 mense, bo 65, wat een of ander vorm van kognitiewe disfunksie het. En hierdie bloedvloeiprobleme, dis dikwels die groot oorsaak. So, wat presies veroorsaak hierdie verminderde bloedvloei? Wel, die beste manier om daaraan te dink, is soos 'n massiewe verkeersknoop op die hoofweg reguit na jou brein. Die hoofoorsaak, die skrik in die storie as jy wil, is 'n ding genaamd carotis arteries stenose. Dis basies wanneer daai kritiese pype in jou nek, die wat bloed na jou brein toe stoot, stadig maar seker begin vernou. Hoekom? As gevolg van 'n opbou van gedenkplaat. En hier kan jy dit perfek sien. Aan die een kant het jy 'n oop snelweg. Die bloed vloei vrylik. Dit lewer al die belangrike suurstof en voedingsstowwe af. Perfek. Maar aan die ander kant, 'n reuse knelpunt. Daai opbou skep 'n massiewe verkeersknoop en wel, daardie kritiese toevoer word net afgesny. Okay, so wat gebeur nou eintlik wanneer hierdie verkeersknoop vorm? Hoe presies beskadig dit ons brein en op die ou end hoe ons dink? Daar's eintlik 2 hoofmaniere. Nommer 1, hipoperfusie. Dink daaraan as 'n stadige droogte. Die brein kry net nie genoeg suurstof en glukose nie, so dit kan nie behoorlik werk nie. En dan, nommer 2, mikroembolisasie. Dis amper soos 'n reënbui van rommel. Klein stukkies van daai gedenkplaat breek af, skiet op na die brein en blokkeer die klein bloedvaatjies. Dit veroorsaak dan wat ons stilberoertes noem. En wat's die impak hiervan? Dis nogal skokkend. 'n Baie belangrike studie het gewys dat omtrent die helfte van pasiënte met die toestand, mense wat geen uiterlike simptome van 'n beroerte gehad het nie, steeds duidelike meetbare agteruitgang in ten minste 2 areas van hulle denke getoon het. As jy na die data kyk, is die prentjie glashelder. Kyk net na die verskil. Byna 50% van pasiënte met stenose wys ernstige kognitiewe agteruitgang. Vergelyk dit met net 18% in 'n kontrolegroep. Dis dramatiese bewys van die verband. So, dit bring ons by die groot vraag. As daai snelweg geblokkeer is, kan ons dit weer oopmaak? En die goeie nuus is, ja, daar is mediese prosedures wat presies dit ten doel het. Daar's 2 hoofbehandelings. Die een is 'n operasie, 'n carotis endarterektomie, waar die chirurg letterlik daai gedenkplaat gaan uitskraap uit die slagaar. Dink daaraan soos om 'n verstopte drein skoon te maak. Dan staar carotis arterie stenting. Dis minder indringend. Hulle plaas 'n klein metaalbuisie, 'n stent, binne in die slagaar om dit oop te dwing, amper soos 'n stut wat 'n tonnel se dak ophou. En dit bring ons by die heel belangrikste vraag, né? As jy daai verkeersknoop oplos, kan die brein se funksie herstel. Kan die skade wat al reeds gedoen is, actually omgekeer word? So kom ons kyk wat sê die navorsing. Is herstel moontlik as ons daai bloedvloei weer in die gang kry? En hier is die hart van die goeie nuus, direk van die navorser self. Die skade aan breinselle as gevolg van 'n gebrek aan bloed is nie noodwendig permanent nie. Daar is 'n venster, 'n geleentheid vir herstel, solank die bloedvoer weer verbeter word. Maar tydsberekening is alles. Dierestudies wys dat as jy bloedvloei binne 1 tot 2 weke herstel, kan geheue terugkom, maar as jy wag tot na 3 weke, dan lyk dit of die skade permanent is. Maar hier's die regte goeie nuus. Van studies op mense, selfs 6 maande na een van hierdie prosedures, wys pasiënte merkwaardige verbeterings in hulle algehele kognitiewe funksie.
So dit alles los ons met 'n ongelooflike fascinerende gedagte. Terwyl ons so hard soek na maniere om ons brein te beskerm, het ons dalk die heeltyd 'n kritieke stuk van die legkaart misgekyk, die gesondheid van die are wat die brein voed. Kan dit wees dat die ware sleutel tot die bewaring van ons verstand eintlik lê in die oopmaak van hierdie lewensbelangrike hoofwee?